Goeienaand almal, baie welkom by hierdie ons tweede laaste aanlyn diens. Dit is werklik baie lekker om vir soveel sondaande saam met julle te kuier. Vanaand preek Dominee Jaco Strydom vir ons en in ons insetsel leer ons vir Evelien, een van ons sendelinge, 'n bietjie beter ken. Nou ek glo julle het soos ek gehoop dat ons weer as 'n gemeente in ons kerkgebou bymekaar kan kom en net die samehorigheid van gelowiges kan ervaar. Ongelukkig, as gevolg van COVID, is al die eredienste vir die afsienbare toekoms in die kerkgebou afgestel. Indien daar wel 'n diens in die kerk sou plaasvind op Kersdag, sal julle daarvan in kennis gestel word. Baie dankie aan almal wat 'n bydrae gelewer het of ietsie gekoop het vir die dogters van die MTR Smit Kinderhuis. Ek is seker dat julle goedhartigheid en julle vrygewigheid baie kinderhartjies baie bly sal maak. En van kinderhartjies gepraat, oom Theo Haweman kan hierdie jaar nie soos ander jare 'n Kerspartytjie vir die kinders vir wie hy weekliks kos gee hou nie, as gevolg van COVID natuurlik. Maar oom Theo wil graag vir hulle kospakkies gee om huis toe te neem vir die Kerstyd. Hiervoor het hy egter bydraes nodig. Maar hy het gevra dat in plaas van om fisies kos te gee of blikkies kos of pasta of wat ook al, ons liewers 'n inbetaling sal maak in sy rekening by Finrose. Dit sal hom dan in staat stel om in groot mate gaan aankoop teen effe goedkoper ook, en hy sal dan alles verdeel en almal se pakkies sal presies dieselfde lyk. Oom Theo het ook 'n groot behoefte aan bydraes vir petrol. As iemand vir hom iets moet gaan aflewer of gaan haal, gee hy graag vir daardie persoon petrol. En om hom te help om hierdie kostes te dra, kan ons ook 'n geldjie inbetaal by sy berekening by die Total Garage in Admiraliteitsweg. So as dit op julle harte is, doen gerus 'n deposito in of die Finrose rekening of die rekening by Total. Hy sal dit verskriklik waardeer. Ons dink dan ook aan almal wat die afgelope tyd deur COVID geraak is, die wat self siek geword het, of die wat familielede of kinders of ouers of vriende het wat siek geword het. Ons bid regtig vir herstel en ook dat God julle sal krag gee en julle deur hierdie tyd sal dra. Dan ook voorspoed aan almal wat eksamen skryf, die matrieks wat môre hulle tweede fisiese wetenskapvraestel skryf, almal by die laerskole en hoërskole wat besig is met eksamen, die studente, ouers van kinders wat eksamen skryf, ons dink aan julle almal. Geniet die diens saam met ons en ons wens vir julle 'n wonderlike week toe. Tot volgende keer. Hallo al die kinders. Ek wil vandag vir julle vertel van Timotheus. Timotheus was 'n jong seun wat gebly het in 'n dorpie met die naam Lystra in Turkye. Hier is 'n kaart daarvan waar julle kan sien waar Lystra vandag is. Hy het 'n besondere ma gehad. Haar naam was Eunice. En sy het hom van die Here Jesus geleer, sy het vir hom Bybel gelees, sy het saam met hom gebid, sy het vir hom van die Here Jesus vertel, sy het regtig ingebou in sy lewe. En hy het ook 'n ouma gehad, Louise was haar naam. Sy het ook saam met hom gebid en vir hom van die Here Jesus vertel. Dis daarom wonderlik om deel van so 'n familie te wees, wat Bybel lees, wat saam bid en wat so saam die Here dien. Ek wil hoor hoe dit daar by jou by die huis is. Het jy miskien al jou eie Bybel? Lees jy self al in jou eie Bybel? Of moet jou ma of pa nog vir jou lees? Bid julle baie saam? En ek wil vir jou herinner aan die 5-vinger gebed wat ek onlangs vir jou geleer het. Eers natuurlik die handpalm, wat vir ons herinner dat ons die Here moet loof en moet prys. Dis waar 'n mens 'n gebed begin. En dan is as Johannes so saamvat, is die duim die een wat jou herinner dat jy vir jou naaste moet bid. Dis jou ma en jou pa en jou boetie en sis, die vriende wat naby jou is. Dat mens dan vir die wysvinger gebruik om te bid vir die mense wat jou die pad aanwys, dis onderwysers en predikante. Dan kom die middelvinger, wat ons bid vir leiers, mense wat voorloop in die samelewing, ook in die kerk. En dan kom die 4de vinger, die een wat ons herinner aan om te bid vir die swakker mense, die siek mense in ons gemeente en in die wêreld. En dan kom die puntjie dat ons bid vir onsself. So dis 'n lekker manier om vir jouself te herinner dat jy so moet bid. Loof die Here, jy bid vir jou naaste, jy bid vir die mense wat die pad aanwys, jy bid vir leiers,
Jy bid vir die swakkes en die siekes, en jy bid ook vir jouself. Nou, Timotheus het nie net by sy ma en sy ouma geleer van die Here nie. Paulus, die groot evangelis, die apostel wat ons noem, die een wat reg deur die wêreld gegaan het om vir die mense van Jesus te vertel. Hy het vir Timotheus gevra om saam met hom te reis, sodat hy kan leer om 'n predikant te word. En Timotheus het baie avonture gehad. Hulle is deur die berge van Turkye, hulle is oor die see met 'n skip. Hy het selfs gesien hoe Paulus op punte in die tronk gegooi word. En hoe dapper Paulus daar was, maar hy het vir almal gebid, en hy het vir almal vertel van die Here Jesus, selfs vir die mense in die tronk. Wonderlik hoe hy in moeilike omstandighede steeds vir ander mense van die Here vertel het. Timotheus word toe aangestel as 'n predikant in Efese. En jy kan weer op die kaart kyk, dis 'n dorpie in die suide van Turkye. Maar Timotheus was nog baie jonk. Hy moes nog baie leer. En daarom skryf Paulus vir hom 'n brief waarin hy vir hom raad gee. Die belangrikste stukkie raad was wat ons in hoofstuk 3 van 2 Timotheus lees. Paulus skryf, jy moet altyd onthou wat ek vir jou geleer het. Moet nooit ophou om vir Jesus lief te wees nie. Dink altyd aan dit wat jou ma en jou ouma vir jou geleer het. Jy was maar nog net 'n baba, toe leer hulle al vir jou van die Bybel. Die Bybel is wonderlik. Dit vertel vir 'n mens hoe Jesus ons weer vriende van God wil maak. In die hele Bybel kom van God af. Mense het dit geskryf, maar God het vir hulle gesê wat hulle moes skryf. Die Bybel leer vir ons wie God is. Dit help ons om nie die dom stories te glo wat ander mense oor die Here vertel nie. Die Bybel wys ook vir ons watter verkeerde dinge ons doen. En dan sê die Bybel ook vir ons wat ons moet doen as ons God wil bly maak. So as ons vir Jesus lief is, moet ons die Bybel lees. Dan kan Jesus ook vir ons gebruik om vir hom te werk. En ek wil hê, jy moet nou sommer vir jou ma en pa net daarso waar jy is, dankie sê vir wat hulle vir jou van die Here vertel, dat julle saam kan Bybel lees, dat julle saam bid. En ek wil hê dat jy miskien 'n prent vir hulle maak, as jy lief is vir teken, van waar julle Bybel lees as gesin, of waar julle saam bid as 'n gesin. En miskien moet jy sommer nog 'n prent maak vir jou ouma en jou oupa ook, dat julle waar julle saam bid met hulle, en waar julle saam Bybel lees, dat julle vir hulle kan dankie sê, met die prent wat julle vir hulle teken. En dan vra jy vir jou ma en pa, om 'n foto te neem van die prente, en dan stuur jy dit vir my, met jou naam, en wie jou ma en pa is, en wie jou ouma en oupa is, en dan gaan ek dit wys op Facebook, of op YouTube, sodat jy so kan dankie sê vir jou ma en pa, dat hulle vir jou help om die Bybel te lees, en help om te bid. En kom ons sê nou sommer dankie, vir ons ma's en ons pa's, en ons oumas en ons oupas, dat hulle vir ons van die Here leer, en saam met ons Bybel lees, en saam met ons bid. Kom ons bid saam. Here, dis wonderlik, om in 'n gelowige gesin groot te word. 'n Gesin wat saam Bybel lees, 'n gesin wat saam bid, 'n gesin wat saam die Here dien. En dis lekker as ons ma's en pa's het wat dit saam met ons doen, is ook lekker as ons dit saam met ons oupas en ons oumas kan doen, en dan daar baie van ons familie is wat saam met ons die Bybel lees, en saam met ons bid. Baie dankie, dat u vir ons 'n ma en 'n pa gegee het, wat die Here dien, en dat ons oumas en oupas het, wat die Here dien. Wil u ook vir hulle seën, sodat hulle 'n regtige voorbeeld vir ons kan stel. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Lekker bly, maats. Hallo, ek is Evelien Lots. Ek het in Port Elizabeth groot geword, en ek was in laerskool Piet Retief en in hoërskool Silje gewees. Ja, en ek het Jesus aangeneem as my verlosser toe ek 11 jaar oud was. Daar het 'n Amerikaanse tannie gekom en kinderdienste gedoen by die Volle Evangelie Kerk, en al ons kinders wat in die woonstelle gebly het mekaar genooi, en ja, so toe het ek ook gegaan en my lewe vir die Here gegee. En op 12 jaar later het ek al reeds bewussyn gehad van dat ek graag in sending betrokke wil wees. En ja, ek wil altyd met kinders ook gewerk het. En so toe ek universiteit toe gaan, het ek gedink ek gaan in die onderwys ingaan. En elke jaar op universiteit het ons 'n sendingweek gehad. En toe my 3de jaar toe het ek my verbind om voltyds in sending in te gaan as ek klaar gestudeer het.
So ook wat in daai 3de jaar gebeur het, ek het toe begin uitreik saam met 'n span van Port Elizabeth en ons het 1 keer 'n week het ons in die noordelike areas deur tot deur evangelisasie gedoen. Dit het ek vir 6 jaar gedoen tot ek toe Egipte toe is. En in Egipte het ek gebly vir 6 jaar en hoofsaaklik onderwys gedoen, klas gegee vir kleutertjies en so aan. En toe is ek na 'n tyd wat ek terug was in Suid-Afrika, het ek toe gegaan Israel toe, begin in Bethlehem en toe in Jerusalem. En daar het ek vir 9 jaar altesaame het ek gewerk. En so toe ook in die onderwys hoofsaaklik, maar ook so 'n bietjie gestudeer en ander goeders gedoen. En toe 2011 het ek teruggekom Suid-Afrika toe. En toe het ek begin met my projek Sopakama, waar ek kinders in arm gebiede help om met lees en wiskunde as hulle daarmee sukkel. En so ek het vir julle 2 videoetjies wat ek ook vir julle wil wys. Die een is van my werk in Jerusalem en die ander videoetjie is van hier in Suid-Afrika, van 2011 af, wat ek begin het met my projek tot nou toe. Ek werk nou op die oomblik in Karadok en so daar is dit. Ek hoop julle geniet die videoetjies. I first came to the city in January 2000. I didn't know anybody and knew very little about the place and its people, even though I dreamt of coming here since I was a teenager. On my first day, I saw the famous historical sites. It was a little bit unreal to be there. Yet, what captured my heart was a meeting I had with a bishop of the Coptic Church, who only 7 years later would become my boss. On that first day, meeting with the bishop for the first time, I had a sense of destiny. When I first came, I didn't know about the different sections, where the invisible lines were, where the language, the culture, the religion suddenly changed. I didn't know the people's story, their pain, their hopes, their joys. I didn't know the seasons, how winter felt like, summer, spring, autumn. As the years rolled by, I started to see the signs of the times, when the olive trees will have to be harvested, when the almond trees began to bloom, and then start to look out for the green almonds in the markets, followed by the green cherries, and then the green or non-coloured mulberries. Summer was here. The end of a cycle has come. And as the years rolled by, I got to know the shopkeepers, the beggars, the thieves, the cart pushers, the children and their families, and they got to know me. I became part of this city. Not the whole of the city, but part of one section. There I started to learn some other signs of the times too. In my area, I had become a local foreigner. It's the best I could hope for. I'll take it. Thank you very much. It's 11 years later, and as Solomon said, there's a time for everything, a time to come and a time to go. I've reached my destiny. I've learned to love the city and her people, especially her children. Now the journey can go on, not to leave it all behind, but to take this love along on the journey, a burden which is light. Hallo, so ek wil julle maar vertel van my, wat is 'n normale dag.
Nie dat dit elke dag dieselfde lyk nie, maar ek staan so rondom tussen 5 en 6 op, en dan doen ek internet party oggende, want is goedkoop die night bundles, en dan na dit het ek ontbyt en ek stort, en dan het ek stilte tyd, en ek vat genoeg tyd, want dit is vir my belangrik om te bid oor alles, en ook om God se stem in die woord te hoor, en dit gee vir my iets om weer te deel met mense in daai dag, of in daai week, of wat ook al. En dan na stilte tyd, dan het ek verskillende goeders wat moontlikhede is. Party dae sal ek dan skool toe gaan, en ander dae sal ek by die huis besig wees met admin, of korrespondensie, of boekhou, en of voorbereiding, of materiaalontwikkeling vir al my internship, en ek kan ook besig wees met skakelwerk, met verskillende mense in die gemeenskap ontmoet, en vergaderings, en sulke goeders. En dan, so rondom 12 uur kant, sal ek dan terugkom, middagete, en dan na middagete en so aan, dan sal ek klas toe gaan, by die laerskool wat ek lesse het vir kinders, en dan na dit het ek of maths club, of ek het hospitaalbediening, of ek kom terug huis toe en werk aan wat ook al nodig is vir daai dag, en dan in die vroeë aand, dan het ek of 'n biduur, of ek het 'n life group, of ek het worship, en as ek nie dit aan het nie, dan kom ek huis toe, en ek sal aandete maak, en bietjie TV kyk, of ek sal net na 'n potgooi luister, wat ek afgelaai het, en intussen gesels ek met mense, kuier so 'n bietjie rond, so dit is maar my program. Dan rondom die hoogtepunte en die laagtepunte, ek dink ek gaan net praat rondom hierdie jaar. Hoogtepunt vir my van hierdie jaar was toe ek so amper 2 weke terug kon help reël aan 'n Christen leiers byeenkoms, en dit het ek as my doel gesit, een van die doelwitte vir my hier wees in Kraddock. So vir 3 jaar het ek gewerk en daarna toe gemik, en toe so 2 weke terug het dit toe uiteindelik by ingekom. En dit is vir my belangrik, want dit was die geestelike leiers en Christenleiers van die hele Kraddock, van al die verskillende gemeenskappe, en ek dink dit is belangrik dat hulle by mekaar kom en saam werk en 'n getuienis lewer in die gemeenskap. Nou, my laagtepunt van hierdie jaar was eintlik my eie ongehoorsaamheid. Ek het in die begin van die jaar gehoor van die Here dat ek een byeenkoms moet bywoon op 'n weeklikse basis, maar omdat ek nie die eerste byeenkoms kon bywoon nie, het ek toe dit net ignoreer, en ek het hier in die einde van die jaar het ek met die vroukie wat dit gedoen het by mekaar gekom, en toe het ek net besef my ongehoorsaamheid het my baie gekos. Ek kon baie geleer het by haar, maar ek het dit nie nagevolg nie. So dit was nogal 'n laagtepunt vir my, om dit te kon nie kom die Here te
it shine, let it shine, let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Dankie Here Jesus vir die voorreg om vanaand vir Evelien te kom bid. Here Jesus, ons kyk in verwondering na iemand wat hulle talente en gawes op so onselfsugtige manier met ander deel. Here Jesus, en ons kan sien dat U vir haar die waagmoed en die bronne gegee het en dat sy gehoorsaam was en al vir soveel jaar mense se lewens kan aanraak, van Egipte, Israel, Port Elizabeth, Jeffreys Bay, Potensie en ook nou in Kraddock. Ek wil dankie sê vir elke kind wat deur haar program geleer het om met meer selfvertroue te kan lees, te kan wiskunde doen. En bo dit alles met iemand te doen gekry het wat vir hulle lief is en hulle aanvaar. En met wie hulle persoonlike probleme ook kan deel. Here Jesus, ons staan absoluut in verwondering oor wat U kan doen as ons ons hele lewe aan U wy. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Let it be Jesus, the first name that I call, and let it be Jesus, my song inside the storm. I'll never need another. For me, and to live is Christ. For me, and to live is Christ. And God, I breathe your name above everything. Let it be Jesus. Yes, let it be Jesus. From the rising of the sun, and let it be Jesus. When all is said and done, I'll never need another. Jesus, there's no other.
Should I ever be abandoned? Should I ever be claimed? Should I ever be surrounded by the fire and the flame? And there's a name I will remember. There's a name I will proclaim. And let it be my Jesus. And let it be my Jesus. And let it be for me. To live is Christ. For me, to live is Christ. And God, I breathe your name above everything. Let it be Jesus all my days. Let it be my Jesus. Oh, let it be Jesus. Asai, hallo mense van PE. Ek is Jaco Strydom en dis vir my lekker om saam met julle te wees. Ek het 'n paar jaar terug so reeks daar by daai gemeente aangebied as ek dit reg het. En dis verskriklik warm hierso. Ek weet nie hoe voel dit daar by julle nie. Ek wens ons het 'n see gehad, dan was ek nou in die see. In elk geval ek het julle tema so 'n bietjie deurgekyk wat Anne-Marie vir my gestuur het en 'n wonderlike tema dink ek. Die laaste tyd het ek die 4 evangelies nou oor en oor gelees, gesê ek gaan bietjie net dit lees. Dis asof in die Christendom Jesus swaalf in die agtergrond ingeskuif het, en ek dink dit is sekerlik een van ons grootste probleme is dat ons wat onsself volgelinge van Jesus noem, dat ons eintlik so confused is met al die wette en al die goed in die Bybel, en elke ketter het sy letters, ou een keer, elke ou bewys hy dingetjie maar net uit die Bybel uit. Maar eintlik is ons volgelinge van Jesus, dis waar ons fokus is, dis die bril waardeur ons goeders bekyk. Jesus self sê, hy sal sê, daar staan geskryf 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Ek sê julle moet julle vyande lief hê. En hy verander 'n klomp goed, of hy wys eintlik vir ons wat die hart van die evangelie regtig is, waaroor God se hart regtig gaan. So, as jy die 4 evangelies lees, dan sien jy dat daar veral 2 lyne is wat dwarsdeur Matteus, Markus, Lukas en Johannes loop. Die een is hierdie aansporing om soos Jesus te wees. Dink maar daar in Johannes 17 bid Jesus dit, en dan later, as hy aan sy disippels verskyn na die opstanding, dan sê hy dit vir, dan sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Dat ons sal doen wat hy gedoen het, en nie net sal praat oor hom, of sal opgewonde raak oor wie hy is nie, maar 'n volgeling is actually iemand wat die goeders begin doen wat hy gedoen het, wat gestuur is soos wat hy gestuur is. So die een aansporing is om Jesus te volg, soos Jesus te wees, om te doen wat hy gesê het, te probeer beweeg soos wat hy beweeg het. Die tweede lyn wat 'n ou in die 4 evangelies konsekwent dwarsdeur kry, is die lyn van 'n waarskuwing om nie te wees soos die godsdienstiges van sy tyd nie. Om nie te wees soos die Fariseërs en die Sadduseërs en die wetsgeleerdes nie. Om met Jesus sal eintlik oor en oor waarsku, daar's die hele tyd hierdie kontras tussen hoe Jesus ons verhouding met God sien en hoe hulle dit gesien het. Hoe hulle Jesus die wet sien en hoe hulle die wet sien. En Jesus het nie per se issue gehad met hulle nie, dis nie asof hy nie van hulle gehou het nie. Dink maar aan Nikodemus, daar in Johannes 3, hoe nice Jesus met hom was, toe hy na hom toe gekom het, en Paulus was actually 'n fariseer gewees, en dan kom hy radikaal tot bekering, maar hy moes eers blind word, voordat hy kon sien. Maar daar was 'n issue met die fariseërs, sadduseërs, wetsgeleerdes en die priesters, waarteen Jesus ons waarsku. En ek dink een van die groot dinge was dat vir hulle het godsdienst gegaan oor mag, dit was vir hulle gegaan oor wette en reëls, dit vir hulle gegaan oor die feit dat hulle Jode is, hulle godsdienstigheid was eintlik 'n manier om hulle kultuur te beskerm, om hulle veilig te hou,
om te wys hoe belangrik die Jode is teenoor al die ander nasies en so aan. Dit gaan oor status en mag ensovoorts. Ou sê nou die dag, theology easily becomes just another power game. En ons weet in die sportwêreld kan die ego oorneem. Ons weet van die ego clash in die kunswêreld. Ons weet nogal daarvan in die besigheidswêreld. Maar in die godsdienstwêreld is dit net so. En dan is dit eintlik ons ego wat op die spel is. En is ons eintlik besig om te probeer om God te gebruik om so 'n bietjie van ons die wêreld beter te maak of om ons bietjie beter te laat lyk of wat ook al, en dan raak dit 'n power game. En een van die plekke waar daai kontras tussen Jesus en die Fariseërs en die Sadduseërs en die wetsgeleerdes en so aan die duidelikste sien is in Matteus 9 en dan later weer in Matteus 12. Matteus 9 waar Jesus saam met die tollenaars en die sondaars eet, en as die Fariseërs en die Sadduseërs en hierdie tipiese godsdienstige ouens nou ontsteld oor Jesus, en dan sê hulle maar hoe kan hy nou saam met sulke ongure karakters eet? Jy kan nou dink, die tollenaars wanneer hulle geëet het, hulle daai feeste gehou, dit was nie net tollenaars daar, was waarskynlik prostituie, al die bose mense van die samelewing was daar saam. Wat was die uithangplek van die sondaars? En dan sê hulle maar, jy kan nie vereenselwig met hierdie mense, jy eet dan nou saam met hulle. En dan sê Jesus hierdie woorde, en dan herhaal hy dit weer in Matteus 12, wanneer die disippels koring pluk op die Sabbat. Hulle loop hierdie Sabbat hierdie landerye, en dan pluk hulle, word hulle honger, en dan pluk hulle koring. En dan sê Jesus al 2 kere, dan herhaal hy hierdie woorde uit die profete in die Ou Testament, dan sê hy, gaan leer wat dit beteken, wanneer die Fariseërs hom aanvat. Hulle sê, jy kan nie saam met daai ons eet nie, jy kan nie koring pluk op die Sabbat nie, dan sê hy, gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en die offers nie. Daar is nou nogal so 'n versie om te memoriseer. Jesus se woorde, Matteus 9 en 12. Sy antwoord op die kritiek van die godsdienstiges van sy tyd. Gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en die offers nie. Dit is asof Jesus dwars deur konsekwent probeer wys het, maar die eintlike doel van die wet was liefde. In Markus 2, wanneer ons die verhaal kry van die disippels wat deur die koringlande loop en die ouens wat Jesus aanvat omdat hulle nou koring pluk op die Sabbat, iets wat hulle nie mag doen nie, dan sê Jesus, die Sabbat is vir die mens gemaak, nie die mens vir die Sabbat nie. Dit was 'n radikale uitspraak geweest. Dis asof Jesus wou wys, maar God se hart is eintlik liefde. Dis hoekom hy die wet vir ons gegee het. En as liefde nie wen nie, dan kan jy baie wetties wees, maar jy mis die hart van God. Ek sê nou die dag vir 'n klomp jong mense, ek sê jy kan nie drink nie, nie rook nie, nie rondslaap nie, nie dagga rook nie dwelms doen nie, kerk toe gaan, jou Bybel lees, jou huiswerk doen, bid, en God se hart nog steeds heeltemal is. Dis wat Jesus kom sê. Hy het gesê, jy kan al die regte goedjies doen. Jy kan baie godsdienstig wees. Maar as jy nie liefde het nie, dan mis jy my hart. Liefde moet wen. En dis 'n verskriklike belangrike ding om te onthou. Wanneer ons enigstens probeer om na die Bybel te kyk en wanneer ons die Nuwe Testament lees en wanneer ons probeer om vir Jesus te volg, is dat hy wil hê liefde moet wen. Dis die hart van die evangelie. Hy het vir ons kom wys dat agter al die godsdienstige goedjies sit eintlik God se hart van liefde in. En jy kan baie godsdienstig wees, maar as jy nie liefde het nie, dan mis jy God se hart. Dan is jy eintlik net soos daai Fariseërs. Onthou hoe interessant dit is, die wetsgeleerdes, die Fariseërs, die Sadduseërs, hierdie ouens, en dan was 'n klomp ander groep by die Zelote en die Esseners en so aan. Hulle het God bestudeer. 'n Groot deel van hierdie ouens se tyd het daarin gegaan om God te bestudeer, om vir ander mense te vertel wie hy is. En toe hy tussen hulle kom rondloop, toe kan hulle hom glad nie vat nie. Hulle kon hom nie eens erken nie. Dis asof hulle kon doen met 'n God in 'n magtige tempelkompleks. Hulle kon 'n God handle tussen die wette in die ou geskrifte. Hulle kon God raak sien in die geskiedenis, in die verhale van Dawid en Salomo en wat ook al. Hulle kon hom in die boek sien, in die gebou, en in die geskiedenis, en in die kultuur, maar toe hy weerloos tussen hulle kom rondloop, toe hy so naby kom dat hulle hom kan vat, toe sien hulle hom glad nie raak. Inteendeel, hulle sê, hy is van die duiwel af, hy sê die vreeslikste goed van hom, en hulle kruisig hom. En
dit versterk eintlik net hierdie punt dat liefde moet wen. Dat as jy nie deur die oë van liefde kyk nie, dan mis jy God. Is dit nie interessant nie dat Jesus keer op keer genees hy mense op die Sabbat? Nou dit was 'n probleem vir die godsdienstiges van sy tyd, want eintlik moes daai tipe goed of by die tempel gebeur en jy mag nie mense genees op die Sabbat nie, want dit is nou werk. En dan sê Jesus mos daai ding van maar jou kalf in die put val op die Sabbat, haal jy hom maar uit en nou is jy kwaad omdat ek mense genees op die Sabbat. Maar is eintlik 'n verskriklike ding. As jy dink, hier's 'n ou wat krepel is sy hele lewe, die Fariseërs, Sadduseërs, priesters, al die godsdienstige ouens stap elke dag verby hom. Hulle is of 'n blinde ou, hulle sien hierdie ou se nood raak, hy word genees, en hulle is nie bly nie. Hulle is nie happy nie. Al wat hulle is kwaad, want hy hou nie by die wet nie. Hy hou nie by die reëls nie. En dis hoekom 'n blinde kon uitroep na Jesus, sonder dat hy hom sien. Hy kon 'n blinde ou, en dis die ironie van die evangelies, is dat 'n blinde ou vir Jesus kon raak sien, maar die ouens wat hom bestudeer, wat God bestudeer, kon hom nie raak sien. Hulle kon die magtige openbaring van God sien. Kon hom in die geskiedenis in die boek en in die tempel sien en so, maar hulle kon nie die weerlose openbaring van God sien. En daar is vir ons 'n groot les in. Ek het een keer in so 'n radiodebat deelgeneem. Toe vra die ouens, dit het gegaan oor dwaalleer. Nou ek is die verkeerde om te vra daaroor. Toe hoor ek hoe sê hierdie ou dwaalleer is dit en daai ou sê dwaalleer is dat. En toe sê ek nee, ek dink dwaalleer is om nie lief te hê nie, om nie om te gee nie en so. En dis al wat ek wil sê. En die een ou is toe nogals op sy perdjie en hy sê, jy weet julle ouens wat net altyd liefde. Julle oordryf liefde. En ironies genoeg, daai aand pla my ego my, jy weet. Ek is toe nou 'n bietjie ontstel dat die ou my nou so op die radio aanvat en sê maar ek oordryf liefde. En ek gaan lê in my bed en ek dink so 'n bietjie, maar oordryf ons regtig liefde? Ek moet gaan kyk net na 'n paar tekste van die mees radikale tekste in die Bybel, in die Nuwe Testament. Die wetgeleerde kom by Jesus, die ou wat die wet bestudeer, die bestudeerder van God. En hy sê, wat's die heel belangrikste in die wet en die profete? Dit was hulle hele godsdiens. Here, wat is die belangrikste in ons godsdiens? Wat is die belangrikste in ons geskrifte, waarin ons alles meet? En wat sê Jesus? Julle ken dit? Hy sê, liefde. Liefde vir God, en dan sê hy 'n baie weird ding. Hy sê, gelyk daaraan om God lief te hê, is om jou naaste lief te hê. En dan staan in Lukas, wanneer Jesus dit sê, die wou homself handhaaf, hy was 'n Jood gewees, en hy het natuurlik dadelik gedink, ek hoop hy bedoel my mede-Jode, en dan vertel Jesus die verhaal van die barmhartige Samaritaan, om die samevatting van die wet vir die Jode te vertel, en die Samaritaan is die Here. En dan sê Jesus, liefde moet wen, barmhartigheid moet wen, barmhartigheid in die offers nie. So die samevatting van die wet sê, liefde moet wen. En liefde vir God is gelyk aan liefde vir jou naaste, en die voorbeeld daarvan is die barmhartige Samaritaanse vrou, wat ons so goed ken. Paulus gaan, en dan in 1 Korintiërs 12, dan vertel hy van die gawes, ja, en hy gaan nogal bos daarso. En dan in 1 Korintiërs 13, dan sê hy, maar nou gaan ek julle wys wat die heel belangrikste is. Hy noem nou 'n klomp goed, hy het nou al tot by 1 Korintiërs 12 gekom, en dan sê hy, met 'n klomp goeders waaroor hy gepraat, hy het al oor die wet gepraat, hy het oor 'n klomp goed gepraat, oor die gawes, nee, dan praat hy oor die orde en so aan, maar hy sê die heel belangrikste is dit, dan sê hy liefde. En dan noem hy al die goed, die belangrike, jy weet goed, wat ons nou sal sê godsdienstige goed is, hy noem geloof, en hy vat dit tot die ekstreem, om berge te versit, en selfopoffering, jy weet, en gawes van engele, jy weet, tale, wat ook al, hy noem al die goed, en dan sê as jy nie liefde het, nie is jy niks. Dis soos my sussie, toe ons jong was, het sy altyd gesê, ek sak. Dis soos 'n vakuum, jy kon net sowel nie bestaan nie, as jy reg sak. Jy's niks. En dis wat Paulus sê, hy sê, jy kan baie godsdienstig wees, as jy nie liefde het, nie is jy niks. En hy weet het, want hy was 'n fariseer, en hy het God gemis. Hy het die Christene vervolg. En hy het dit vir God gedoen. En ons moet altyd oppas, as daar 'n stukkie wreedheid is, as daar 'n stukkie hoogmoedigheid of beter wees, of wat ook al is, as ons moet so versigtig, en ons is sekerlik baie blind, die blindste vir ons eie egos, vir ons eie skerm.
Maar Jesus sê, samevatting van die wet, vir die wetgeleerde, is liefde. Gelyk aan God lief te wees en vir jou naaste lief te wees. Paulus sê, al die belangrike goed, as jy nie liefde het nie, kan jy net sowel nie bestaan het, nie is jy niks. In 1 Johannes 4 is seker die mees ekstreemste uitspraak oor liefde. Hy sê, God is liefde. Ek bedoel, oordryf dit, dink ek toe. Daar in my bed daai aand. En dan sal die mooiste samevatting van, waar Paulus alles so half saamvat in Galasiërs 5 vers 14. Hy sê die hele wet word deur hierdie een gebod saamgevat. Die hele wet word deur hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So hy sê, die hele wet gaan eintlik oor een ding, oor liefde. Nou die probleem is natuurlik dat ons, as ons dit sê, dan dink ons, dan is dit nou lekker, dis easy, jy strul maar net, jy is maar net lief en so aan. Maar liefde in ons samelewing, miskien in die antieke samelewing ook, miskien is dit 'n mense ding raak, baie maklik so 'n mushy, filosofiese gevoel dingetjie, jy is lief vir bier en jy is lief vir rugby en jy weet, jy is lief vir ou sien nou, hy is lief vir visse, jy weet, want hy hou van vis van, dan dink ek, ja, dis nogals 'n manier om lief te wees vir die visse, jy eet hulle, jy vang hulle, eet jy hulle. Maar liefde word so maklik gebruik vir allerlei woorde, of vir allerlei begrippe maar ons moet net Jesus se definisie van liefde dalk net so vinnig bekyk. Vir ons is liefde baie keer, mense dink, ek het lief as ek jammer voel. Weet ek sien die arme ou tannetjie daar met die kind op die straat, of ek sien hier 'n gestremde ou wat bedel, of wat ek voel nou jammer vir hom, so dis nou liefde. Maar jammer wees is nie omgee nie. Daar is eintlik 'n groot verskil tussen jammer wees en omgee. En ons het nie nou tyd om daaroor te praat nie, miskien in die volgende keer as ons praat, kan ons 'n bietjie oor daai verskil spesifiek praat. Maar ek onthou ek het eendag met Heidi Beyker 'n onderhoud gedoen vir 'n artikel, ek dink die artikel was 'n rapport daai tyd. En ek het Pemba toe gevlieg, sy het hordes kinderhuise hier bo in Mosambiek, weet ons immigreer almal na een of ander lekker gemaklike veilige plek toe. Maar God se mense die manier om juist na van die donkerste plekke waar dit die slegste te gaan. Sy is Amerikaner, maar sy het Mosambiek toe getrek, ja, dit het geïmmigreer. Daar gaan werk, haar lewe daar gaan gee. En so sy is 'n merkwaardige vrou. Sy is so halwe moderne Moeder Teresa in die charismatiese omgewing. Sy praat baie by die groewe kerke, Hillsong en van daai ek kan nou nie van die ander onthou nie, maar massive, as jy nou aan Google en so. En ek het met haar onderhoud gedoen, want sy quote die hele tyd van Moeder Teresa, en ek sê toe vir haar, dit is my interessant, jy sê die charismatiese vrou, en Moeder Teresa was 'n Katoliek. Ek het self vir 'n ruk lank 'n jaar in Indië gebly, en ek was daar by Sisters of Charity in Calcutta, en ek het daai artikel het gegaan oor hierdie charismatiese vrou, wat die hele tyd Moeder Teresa aanhaal, en alles wat sy sê, elke keer as sy 'n boek skryf of iets, dan begin dit met 'n quote van Moeder Teresa, hierdie Katoliek. Hoe amazing dis. En toe sê sy, you know, she's a Catholic and I'm charismatic, but our theology is the same. Our theology is Jesus and love. En toe sê Heidi Beyker iets interessants, en ek het later uitgevind, dit is haar motto. En sy sê, love looks like something. Liefde is nie ietsie waaroor jy net sing, en wat jy net voel, en wat jy net oor praat nie. Love looks like something. If you can't taste it, if you can't feel it, if you can't smell it, it's not love. It's a tangible ding. En dit is interessant dat Jesus naby ons nou gekom het, dat ons so naby dat mense aan hom kon vat. Hy gee vir ons die nagmaal, dis iets wat jy proe, dis iets wat jy ruik, dis iets wat jy insluk. Hy maak 'n tangible liefde. Dis nie net hierdie manier van dink en filosofie nie. Love looks like something. En wanneer Jesus met ons praat oor liefde, die enigste prentjie wat ons kry oor die oordeelsdag, is waar Jesus sê, die koning staan op die oordeelsdag, en dan sien mense soos, dan maak hulle, dan ken hulle uit mekaar, soos wat mense skape en bokke uit mekaar uitken. Dit is duidelik, wat hy eintlik sê, kan baie maklik om te sien, wat is nou 'n skaap en wat is 'n bok. En dan sê hy vir die een klomp, sê hy, kom hiernatoe julle wat deur my Vader geseën is, en dan sê hy, ek was honger, julle het my iets gegee om te drink, te eet, ek was dors, julle het my iets gegee om te drink, vreemdeling en so. Maar is interessant, Jesus sê nie, ek was honger en julle het vir my gebid, ek was dors en julle het vir my gepreek, ek was 'n vreemdeling en julle het debat gehou oor xenofobie nie.
Jesus sê, love looks like something. Hy sê, ek was honger, en jy het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en jy het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en jy het my gehuisves. Ek was in die tronk, en jy het my besoek. Daar is hierdie verskriklike, praktiese kant in die evangelie. Dat ons het altyd op die kampe gehoor, wat as jy vraag, wat gaan jy nou eendag vir die Here sê, as jy daar bo in die hemel kom, jy weet, so teoretiese mondeling het ons gedink het gaan wees. Die engel gaan vir jou vra, nou, hoekom het ek jou hier toelaat? En dit lyk my as mens regtig die 4 evangelies lees, as mens Jesus lees, dan sê hy, nee, daar's nie enige mondeling nie, hulle is besig met 'n prakties. Ek was honger, ek was dors, en dan sê hy nogal, en dit ontstel my bietjie, want hy sê nie vir die beste van hierdie nie, hy sê, vir sover jy dit vir die geringste van hierdie gedoen het jy dit vir my gedoen. En hy sê, love looks like something, so kom ons bluf nou nie onsself as ons sê liefde moet wen, en dan dink ons dis nou net so 'n mushy ding. Ons het by Echo, die gemeenskap waarvan ek deel is, wat huise vir jong mense in nood en so aan. Een van ons motto's is, don't tell them Jesus loves them till you're ready to love them too. En die ander motto is, liefde word gespel M-O-E-I-T-E. Moeite. Dis wanneer ek en jy meer doen as wat ons veronderstel is om te doen. Wanneer ons bereid is om pyn te ervaar sodat iemand anders groei kan ervaar. Wanneer ons daai ding doen wat Jesus gedoen het. Jesus het ons vir ons kon wys dat dis beter om te bereid te wees om swaar te kry sodat die wêreld 'n beter plek word as om pyn te veroorsaak. Love looks like something. Liefde word gespel M-O-E-I-T-E. Moeite. Jesus het sy lewe gegee vir die stikkende wêreld, en wanneer hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, dan roep hy ons nie net om te vertel hoe hy sy lewe gegee het vir 'n stikkende wêreld. Hy roep ons om dit ook te doen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons baie lief is, dat U dit vir ons kom doen het, dat U vir ons kom wys het hoe lyk liefde, nie net vir ons vertel het nie, dat liefde na iets gelyk het, toe U op aarde was. En ons wat nou U liggaam is, wil kom aanmeld vir diens. En ons wil nie net kom vertel hoe U dit gedoen het nie, maar ons wil dit ook begin doen. Ons wil regtig die volgelinge wees. En ek bid, Here, dat ons liefde ook na iets sal lyk. Ek bid dat in ons lewens ook dat liefde sal wen, dat ons nie bekend sal wees soos die Fariseërs en die Sadduseërs en die wetsgeleerdes, as die mense wat die foute uitwys en wat maklik oordeel en wat grumpy en moeilik is nie, maar dat ons bekend sal wees as die mense wat bereid is om onsself op te offer, ook vir hierdie land, vir hierdie stikkende mense om ons, bereid is om onsself te gee vir hierdie stikkende wêreld, soos wat U Uself gegee het. Amen. Dankie. Bless julle. Oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the sun. Come on, you ready to praise God tonight? Salvation tearing through the dead of night. See the kingdom burst into color at the speed of light. Freedom shaking up the atmosphere as the shadows fade into nothing as the day appears. Come on, lift your voice tonight. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh,
There's no fear in love and no darkness in his endless light. Jesus, beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Everybody, oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing his praises forever. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the sun, yeah. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Beyond the skies